in 'n reeks waar ons fokus op die Heilige Gees. Nou vandag gaan dit bietjie dieper wees in die teologie. En is een van daai misterieuse goed, nê, waar wie van julle wat hier sit kan sê daar was 'n dag waar die Heilige Gees met jou gepraat het, jou oortuig het dat jy Jesus nodig het. Kan jy jou hand opsteek as dit so is? Alright, meeste. Wie van julle wat hier sit kan getuig, daar was 'n dag in jou lewe wat die Heilige Gees vir jou leiding gegee het in 'n moeilike saak? Kan jy daarvan getuig? Wie van julle kan getuig vanmôre dat daar 'n tyd in jou lewe was wat jy weet dat jy weet, hier was 'n wonderwerk wat gebeur het of goddelike genesing of wat ook al. Nee. En dan weet ek, wie van julle het gebede gebid wat jy voel nog nie beantwoord is nie. Kan ek gou sien, gebede wat is ook 'n waarheid. En ons leef in die spanning van God se koninkryk wat deurgebreek het in Christus Jesus, ten volle deurgebreek het. En die Heilige Gees het in ons kom woning maak. En dan leef ons met hierdie spanning van, terwyl sy koninkryk ten volle gekom het, is ons bewus, ons sien al die tekens daarvan, die wonderwerke, die bekerings, die buitengewone goed wat gebeur, en dan aan die ander kant is ons ook baie bewus van gebrokenheid, van onbeantwoorde, soos jy voel, is gebrokenheid. En is in hierdie spanning wat ons leef vanmôre, en ons gaan kyk of ons iets kan leer uit Romeine 8 uit vanmôre. So as jy jou Bybel by jou het, en ek wil jou altyd aanmoedig om jou Bybel saam te bring, en lekker deur om te werk en saam te lees, Romeine 8, en jy kan hom sommer oophou, want waarskynlik gaan jy 'n nota of 2 wil maak in jou Bybel vanmôre. Romeine 8, lees ons vanaf vers 9. Romeine 8 vers 9. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is, as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy, deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan vas en susters ook. As Jesus my sy bruid kan noem, dan kan jy seker maar 'n broer wees, wat vanmôre sê die vrouens. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teen ons eie sondige natuur, om daarvolgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyk, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat tot nou, wat ons tot God laat uitroep, Abba, Vader. Dit beteken, Vader, hierdie Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus, aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping, hoor mooi, listen properly, die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, omdat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan die verydeling
onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte, hierdie is baie belangrik, van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing en aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waarvan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting, en nie net die skepping nie, maar ons ook, ons wat die Gees ontvang het, as die eerste gawe, of as 'n waarborg van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. So ons is gered, ons het klaar hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer voor nie. As jy weet, jy het dit klaar gesien, dan hoop jy nie meer voor nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. En hy spreek hierdie spanning aan in hierdie gedeelte van goed het al gerealiseer en goed is besig om te realiseer. So kom ons kyk 'n bietjie. Wat is die lesse wat ons uit Romeine 8 uit vandag kan vat? Kom ons begin by vers 9. 'n radikale stelling. Ek bedoel, dis baie radikaal. Hy sê, Paulus sê, as iemand met die gees van as iemand nie die gees van Christus het nie, behoort daardie persoon nie aan Christus nie. Paulus kom dan sê, ek wil hê jy moet weet, die Heilige Gees is nie 'n bysaak nie. Die Heilige Gees is nie hierdie add-on iewers in jou lewe waar jy 'n geestelike ervaring af en toe beleef nie, en ervarings is belangrik, ek moenie dit onderskat nie. Maar dit is nie dit per se om net af en toe ervaring met die Heilige Gees te hê nie. Die Heilige Gees is die waarborg. Hy is die merk, die waarborg dat ons kinders van God is. Hy is die waarborg dat ons aan 'n nuwe verbond behoort. Hy is die waarborg daarvan, die merk daarvan. Hy sê, Paulus kom met ander woorde en sê, die dag wanneer jy jou knie voor Jesus Christus buig en hom innooi as die redder van jou lewe, die dag wanneer jy jou hart, jou lewe vir hom gee, in daardie oomblikke gebeur daar iets. Die Heilige Gees kom en hy kom maak woning in jou, en hy word die merk, die teken, die waarborg. Daar was 'n dag, daar was 'n oomblik, daar was 'n tyd wat jy jou hart vir die Here gegee het. Jy is in God se nuwe ooreenkoms, het God jou kom insluit as gevolg van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, en die Heilige Gees wat in jou kom woning maak het, is die waarborg. Jy behoort aan God. Jy's deel van 'n nuwe ooreenkoms, deel van 'n nuwe verbond. Nou jy sal nou onthou, daar was 2 verbonde in die Bybel gewees, en verbonde, 'n verbond is nou nie so algemeen deesdae nie, maar mense het selfs verbonde met mekaar gesluit. Volkere het verbonde met mekaar gesluit, ooreenkomste. En ons sal iewers te praat oor die totaliteit van die ou verbond en die simboliek en hoe dit uitspeel in 'n Nuwe Testamentiese nuwe verbond, hoe daai simboliek met mekaar praat en hoe dat die ou verbond skadubeelde was, vingerheenwysings was van dit wat Jesus uiteindelik sou kon doen met 'n nuwe verbond. Ons sal daaroor nog praat, maar as ek net vinnig 4 goed kan noem. Jy weet die ou verbond wat God gehad het met die Israeliete. In daardie ou verbond, sal jy onthou, die wet was geskryf op klippe, né? 10 gebooie. Jesus sê, in die nuwe verbond, my nuwe ooreenkoms, gaan daar iets gebeur. Hierdie wet wat eers op klippe was, hierdie wet sal in jou hart ingeskryf word. Skielik gaan jy 'n bewustheid kry van, hoor hier, ek is bewus, hy lei my, hy praat met my, hy lei my, en
En hier is die interessante ding, hy gaan jou nooit teenstrydig lei met God se woord nie. Party ouens sê, ja, jy weet, ek werk net op die leiding van die Heilige Gees. Ek wil vir jou sê, die Heilige Gees het elke boek in die Nuwe Testament, het hy self geïnspireer. Jesus het gesê, die Heilige Gees sê jy laat onthou, van alles wat ek gesê het, alles wat ek gedoen, en terwyl hulle so skryf, dan is hulle besig om te onthou, want wat het die Heilige Gees gedoen? Die Heilige Gees het hulle herinner, onthou jy dit wat God gesê het, onthou jy hierdie, onthou jy hierdie, onthou jy hierdie. Heilige Gees het seker gemaak, dat daardie boek geïnspireer is, en nou werk hy in ons hart, en hy lei ons na die volle waarheid toe. Onder die ou verbond was daar 'n fisiese besnydenis gewees. Nuwe verbond praat hy van die besnydenis van jou hart, weer 'n verwysing na die Heilige Gees, as 'n waarborg, die oomblik wat jy jou knie buig, Jesus aanneem. In die ou verbond verwys dit, praat hy, was die tempel, die plek waar die heerlike teenwoordigheid van die Here was. Alle gelowiges het nou toegang, want jy is die tempel van die Heilige Gees. Hy het kom woning maak in jou. Hy het nie net kom verlof hou by jou nie. Hy het net 'n bietjie vakansie kom hou nie. Hy het nie net met sy tassies gekom, hy het sy tasse kom uitpak in jou lewe. Jy het God se adres geword. Hy het by jou kom intrek. Jy kan elke dag sy teenwoordigheid beleef. In die ou verbond moes die priesters die proses bemiddel tussen God en die mens. In die nuwe verbond het alle gelowiges toegang tot God. En is dit nie wonderlik nie? Dit dink ons het toegang tot 'n lewende God. Weet, die vroeë Christene, wat ons ook baie vinnig sien, hulle ervaring oor die Heilige Gees was ook nie eenvormig gewees nie. Dit was nie dieselfde nie, want hier is die ding, ek kom lank genoeg om te weet dat mense die werk van die Heilige Gees in 'n kategorie gaan sit. Dan sê hulle, as hierdie en hierdie en hierdie, die Heilige Gees het vanmôre in ons kerk gewerk, want hierdie het gebeur en hierdie het gebeur en hierdie het gebeur. En dit mag so wees dat die Heilige Gees gewerk het, ek ontken dit nie. Wat ek wel sê is, dis nie al wat die Heilige Gees doen nie. Die Heilige Gees werk baie verder, baie wyer, baie meer as ons hom net wil inboks en sê, dis die werk van die Heilige Gees. Die groot ding wat ek vanmôre vir jou wil sê is, ek dink baie keer as ek met mense praat, kyk hulle na die Heilige Gees as 'n ek het iets ervaar, ek het iets beleef, en weer eens, ervarings is belangrik. Dit moet gebeur, maar dis nie per se net dit nie. Die Heilige Gees is nie net daar om iets te ervaar nie. Die Heilige Gees is daar om my en jou te bemagtig om God se nuwe wêreld sigbaar te maak hier op aarde. Kom ek sê dit net weer. Een van die groot goed wat die Heilige Gees wil doen is, hy wil jou bemagtig om God se nuwe wêreld sigbaar te maak hier op aarde. En daarom weet ek, party mense het dramatiese ervarings met die Heilige Gees, ander het weer ander tipe ervarings. Jy weet, as ek net vinnig dink wat gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees, voor die uitstorting van die Heilige Gees, dink 'n bietjie aan 'n ou soos Petrus. Hy's aanvanklik baie dapper en braaf, maar dan word Jesus verhoor, en dinge begin ernstig raak. En jy sien hoe dat hierdie ou wat vinnig 'n swaard uitblik, wat vinnig is om te praat, al hoe stiller raak. En hy besef, dood is 'n realiteit nou nie. En hy begin al hoe meer te onttrek. En dan sê hulle, maar jy was ook maar saam met hom gewees. En dan ontken hy dit, nader en vloek hy, en sê, ek ken die man nie, ek weet nie wie van julle praat nie, julle onthou hoe die haan gekraai het, nee. Laat my dink, toe ek eendag iemand tot, man en 'n vrou wat spirits gedrink het, sit daar op ons sypaadjie, en ek stap na hulle toe as 'n tienerseun, ek vat my Bybel, gaan sit daar langs hulle, en dan sit ek en dink, wat sê ek nou vir ouens wat so down and out is, en jy weet, hulle sit hier so op die straat, en wat sê ek nou vir hulle? Sy is uitgepaas, sy lê met haar kop so op sy skoot, hy sit daar, en ek begin om die storie te vertel van Jesus aan die kruis, en toe ek so halfpad deur is, toe stop hy my, toe sê, jy kan maar stop, ek ken daai storie baie goed. Dis mos die storie toe die derde hoender kraai, toe vang hulle die skuldige een. Van 'n bang Petrus,
na die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 4 vers 8, hoe daar vrymoedigheid deurbreek, hoe mense op sy bediening tot bekering kom, hoe dat hy met geestelike krag optree, hoe dat hy vir daai ouens wat Jesus gekruisig het, in die oë staan, onbevrees staan, en vir hulle sê, julle het hom gekruisig, julle het hom gekruisig, maar deur sy kruisiging het God iets incredible kom doen, en honderde en duisende mense het tot bekering gekom, nadat hy die Heilige Gees woning kom maak het in sy lewe. Ons sien ook, jy weet, hoe ander gelowiges, dit is nie net die apostels wat gevul is, gedoop is met die Heilige Gees nie, ons sien hoe dit ander gelowiges, en daar was die ding gewees wat losgebreek het, waar ouens in tale begin praat het. Party in so mate in tale gepraat, nie net 'n hemelse taal nie, maar 'n ander aardse taal, waar vreemde ouens, wat nie van daardie volkere afkomstig was nie, hulle het hulle eie taal, in hulle eie taal die evangelie gehoor, en hulle het op grond van dit tot bekering kragtdadig gekom. Ons sien bonatuurlike getuienisse wat daar gebeur het. Ons sien hoe dat aanbidding gevloei het. En hier is die wonderlike ding, die Heilige Gees breek grense af, en maak God se koninkryk aan vir alle mense oop. Is nie wonderlik nie. Is nie beperk tot 'n sekere tipe groep, etniese volk of iemand nie. Heilige Gees maak dit oop vir almal. Gesels met my vriend KB. KB is 'n geestelike leier in Nepal. Is net bo Indië, en hy vertel my sy storie. Hy sê hy was 'n Hindoe geweest. Nou Nepal bestaan uit Hindoeïsme en Moslems, baie sterk. Hy sê hy was 'n Hindoe geweest, tot bekering gekom, en gevoel dat die Heilige Gees hom roep om die evangelie in Nepal, Gunji is 'n stad in die, ek dink noorde van Nepal, om soontoe te gaan en om die evangelie daar te verkondig, om vir God iets daar te doen. Hy voel die leiding van die Heilige Gees. Hy sê, nee, ek het nie geld gehad om my te ondersteun nie, ek het niemand nog geken nie, ek het nie 'n netwerk gehad nie, dit was ek en my vrou. Ons het gegaan. Hy sê in 1995, toe gaan ons in Nepal, Gunji toe, en ek moes 'n manier uitfigure hoe om geld te maak, en die Here gee my 'n geleentheid, want sy Engels is goed. Hy sê, die Here gee my geleentheid om Engelse klasse aan te bied. Hy sê, ek het begin, en so het ek myself begin onderhou met Engelse klasse, terselfdertyd kon ek die evangelie gedeel het met mense. En vandag het hy 'n skool van oor die 700 leerlinge. Sy gemeente is 1000 lidmate groot, en uit hierdie gemeente het hy honderde ander gemeentes reg oor Nepal geplant. As ek met hom praat, dan sê hy vir my, en ek skryf dit alles toe aan die kragtige werking van die Heilige Gees in ons lidmate se lewe. Sê ek, dis die enigste ding. Hy sê, ek weet daar's baie strategie en baie goed, en ons moet ons brein gebruik, dien die Here met jou hele hart, jou volle verstand. Hy sê, maar dit is die krag van die Heilige Gees. Hy sê, kom ek sê vir jou, kan ek jou een ding vertel? In ons kampus, of in ons gemeente, het ons, en in al die ander gemeentes ook, wat hulle geplant het, sê hy, het ons nie een Christen wat geskuif het van kerk af nie. Hy sê, almal is nuwe bekeerlinge. Almal. Ja, dis amazing. Dink aan Stefanus. Stefanus is vol van die Heilige Gees. Stefanus het wysheid gehad. Dis wat die Heilige Gees kom doen het in sy lewe. Dis ook moet sê, die werk van die Heilige Gees is nie beperk net tot een manier van dinge doen nie, of sekere ervarings nie. Die Heilige Gees het Stefanus bemagtig met wysheid. Het vir hom daar wonders deur sy bediening plaasgevind. Stefanus, iets wat die Heilige Gees in sy lewe gedoen het, is om hom te help, om vergifnis te gee teenoor sy vyande. En vir hom vrede te gee, in die oomblikke toe hy 'n baie wrede dood sterf. Werk van die Heilige Gees, Handelinge 7:55. Jy sien, die Heilige Gees gee ons nie net ervarings nie, die Heilige Gees gee ons ook die vermoë om Jesus te leef, om soos hy te leef, selfs onder druk, om soos Jesus op te tree. Dink 'n bietjie aan Barnabas.
Handelinge 11:24, 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en geloof. Klink soos Karel. Waar is dit Karel? Hy is uit die daar is hy. En Brandon. Maar ons sien hoe dat mense opgebou was deur sy lewe. Die kerk het gegroei en hoop het versprei en ouens, die Heilige Gees bring nie net krag nie. Maar iets wat die Heilige Gees ook doen is hy vorm ons karakter. Werk in ons karakter. Dis hoekom ek sê, partykeer is die werk van die Heilige Gees dramaties en gaan gepaard met 'n geweldige ervaring. En soms, as jy nie mooi daaroor dink nie, besef jy nie is die Heilige Gees wat hier in jou lewe besig is om te werk nie. Dink aan Paulus, toe hy met die Heilige Gees vervul is. Eerste ding wat gebeur het, dat bonatuurlike genesing gekom. Hy het onmiddellike roeping ontvang. Hy het onmiddellik begin bedien en deur sy kragtige bediening het duisende tot bekering gekom en lees ons vandag nog sy briewe en honderde, duisende, miljoene mense word geraak deur dit wat hy geskryf het onder leiding van die Heilige Gees. Handelinge 9:17. Sien, wanneer mense met die Heilige Gees vervul word, sien ons dikwels vrymoedigheid wat deurbreek, liefde wat deurbreek, heiligheid, wysheid, aanbidding, spreuke in tale, sending, genesing, eenheid, bonatuurlike gawes, transformasie, kragtige tekens, bekering, geduld, vriendelikheid, vrygewigheid, vrede. En so kan ons aanhou met die lys om net te sê, dis nie 'n eenvormige belewenis die werk van die Heilige Gees nie. Ons sien dit reg deur in die Bybel. Maar kan ek vandag vir jou een ding sê, as ek dit in een sin moet opsom, as iemand my in een sin sou vra, so wat dink jy is die grootste funksie van die Heilige Gees? Dan sal ek vanmôre vir jou sê, die Heilige Gees maak my en jou meer soos ons held, Jesus Christus. En bemagtig ons om God se koninkryk sigbaar te maak hier op aarde. En hier lê 'n belangrike waarheid in, ouens. Die Heilige Gees is nie beperk tot een tipe ervaring nie. Ons kan so maklik hardloop na een of twee tipe ervarings van die Heilige Gees en sê, dis die werk van die Heilige Gees. Hy is die lewende teenwoordigheid van God self, wat op baie verskillende maniere in ons lewe werk. Die Heilige Gees is nie net bloot 'n binnekant ervaring van God nie. Hy is die teenwoordigheid, en nou hoor nou mooi, hierdie is daar waar my torp partykeer afval. Hy is nie net 'n binnekant ervaring nie. Hy is die teenwoordigheid van die toekomstige wêreld in die hede. Die teenwoordigheid van die toekomstige wêreld in die Here. Jy weet, wanneer jy die Heilige Gees ontvang, gebeur daar iets enorm in jou lewe. Die toekomstige nuwe skepping wat ons nou van gelees het. Die wêreld soos God dit uiteindelik wil hê, breek nou reeds deur in my lewe. Die Heilige Gees is die eerste gawe van dit wat God gee. Hy is die eerste uitdrukking van dit wat God gee. En dan sê hy, die koninkryk van God in Christus Jesus het gekom, en as teken daarvan is die Heilige Gees aan julle gegee. Hierdie is die eerste gawe. En dan verwag ons dat die ganse skepping nog verander sal word, en heel gemaak sal word, en nuut gemaak sal word. Maar die Heilige Gees is die eerste uitdrukking daarvan. En dis waarom Paulus in Romeine 8 kom en hy die Gees verbind met die opstanding. Jy hom gehoor toe hom gelees het, ons hom gelees het. Hy sê vers 11 vir die ouens wat volg in die Bybel, omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy, deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, bly in my
en in jou en in elke ander gelowige. Dit beteken, ouens, dat opstandingslewe reeds nou in die werk is in jou liggaam. Die dood spreek nooit die laaste woord vir die gelowige nie. Opstandingswerk is nou in die werk in jou lewe. Dis reeds nou 'n realiteit. Nie net in jou liggaam nie, maar ook in jou karakter. Daar's opstandingskrag wat in jou karakter begin werk. Daar's opstandingskrag wat in jou gemeenskap begin werk. Daarom sê ons verteenwoordig, die Heilige Gees wil ons bemagtig om God se toekomstige wêreld nou in die hede uit te leef en te sê, hy het gekom vir meer as die redding van mense, meer as dat ons hemel toe sal gaan het. Hy het vir baie meer as dit gekom. Heilige Gees is nie net daar om ons harte te troos nie, dis een wonderlike ding wat hy doen, en ek het baie keer die troos van die Heilige Gees in my lewe nodig, en ek dink jy het dit ook nodig in jou lewe. Maar hy is ook God se nuwe wêreld in aksie in my en jou lewe. Daarom kan ons nou nooit kerk doen, net sodat ouens hemel toe sal gaan nie. Jy weet, ons het baie keer die kerk as 'n ontvlugtingsmeganisme gebruik, die kerk waarin ek groot geword het. Ons het liedjies gesing, the cross before me, the world behind me, no turning back, praise the Lord, no turning back. Ek weet wat ons daarmee bedoel het, maar in essensie het ons die wêreld hel toe gesing. The cross before me, the world, ek kan nie minder worry oor die world nie. Kruis. Maar miskien het dit gegaan meer oor die ideologie en die gesindheid van die wêreld wat ons oor gesing het. Want as ons oor mense gepraat, jy weet, ek het groot geword in 'n kerk en 'n omgewing waar hulle gesê het, "Woe, vriend van die wêreld, vyand van God. Mag nie vriende hê in die wêreld nie." Woe! Kom aan. Is jy serious? Want jy weet, ek kan vir jou na 120 ander skrifte toe gaan wat sê, so lief het God die wêreld gehad. Sy enige gebore seun gegee het. Ons kan nooit ontvlugtingsteologie. Ek verstaan wat ons daarmee bedoel. Vriend van die wêreld, vyand van God. Vriend van die wêreld in terme van die gees, nê? Die gesindheid, die ideologie van die wêreld. Pas op, moenie 'n vriend van dit raak, van die gees, die gesindheid, die ideologie van die wêreld nie. Maar as hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dan praat hy van mense. Jy sien dit in Jesus se lewe. Hy was tuis gewees. Ek wonder, hoekom het die mees onheiligste mense, hoekom was hulle so maklik in sy teenwoordigheid? Jesus het met hulle gekuier, met hulle tyd spandeer, want hy was besig om God se toekomstige wêreld in die hede uitdrukking te gee, om te sê, God wil nie net jou lewe herstel nie, God wil jou gemeenskap herstel, God wil in jou families werk, God wil in jou werksplek wees, God wil by jou huis wees, in jou vriendekring wees, daar waar jy jou bevind. Hier is die ding dan, nee, as die Heilige Gees die teenwoordigheid van God se toekomstige wêreld in die Here is, as dit die waarheid is, dan word die kerk 'n plek waar mense reeds iets van daardie nuwe wêreld beleef. Dis hoekom ons nou gesê het, wie het al goddelike genesings, wie het al wonderwerke, ons het dit gesê. Ons beleef klaar iets daarvan. Die Heilige Gees is as die eerste gawe gegee, as 'n teken dat God is besig om in hierdie wêreld waaroor ons sug en beswaard voel en wag op die openbaarmaking van God. Ons is besig om te wag met reikhalsing en verlange. Sy koninkryk het reeds gekom. Die Heilige Gees is die teken daarvan. Sy koninkryk is nog steeds besig om te kom en sy koninkryk sal eendag ten volle kom. En in daai konteks, daarom beleef ons soms wonderwerke. Beleef ons soms ingrype van die Here. Beleef ons bonatuurlike bekerings. Dis hoekom ons elke sweer wat ons onsself mag in bevind, of dit by die skole is, by besighede is, in ons huwelike, in die kunste, in die regering, en in die gemeenskap, dis hoekom ons in al daai goedes betrokke is, dis hoekom ons vrymoedigheid het om vir jou ons wêreldstede, ons projekte te wys en te sê, ouens, hier is ons projekte, hier is waarmee ons besig is, ons vertrou die Here, dat sy koninkryk sal kom. Hoe het Jesus ons geleer bid? Gesê, as jy bid, ken ons die Onse Vader en sê, laat u koninkryk kom, u manier van dinge doen, u nuwe wêreld, laat dit kom,
soos in die hemel, so ook op die aarde. En ek hoop as jy maandag, ek weet nie waar jy maandag gaan wees nie, dink oor waar gaan jy maandag wees. Ek hoop voordat jy jou voete by daai plek insit, waar jy maandag gaan wees, waar dit ook al mag wees, jy hierdie gebed sal bid, Here, laat u koninkryk kom, in hierdie werksplek van my, soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat die koninkryk kom in my huis, soos in die hemel, so op die aarde. Laat die koninkryk kom by my skool, soos in die hemel, so op die aarde. Laat die koninkryk kom by die universiteit, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dis hoekom ons hierdie slogan het wat sê, bringing faith, love and hope to people in society. Hierdie jaar het ons 'n tema genoem, marked by his glory, known by his love. Ons visie in Doxa Deo sê, it's God's transforming presence in global cities. Ek en jy, wanneer ons in die stad beweeg, waar dit ook al mag wees, in ons spasie, it is God's transforming presence. Ons is besig om sy koninkryk oop te breek. Ons is besig om die atmosfeer van 'n nuwe wêreld, God se nuwe wêreld oop te breek waar ons beweeg, en die Heilige Gees is die eerste teken, die eerste gawe van dit wat sê God het gekom in Christus Jesus. Sy koninkryk het naby ons gekom. Hy leef in ons, hy leef deur ons, maar hy wil ver meer doen as net om ons hemel toe te vat. Hy wil hê dat hierdie wêreld sal kennis neem dat hy het 'n nuwe wêreld in gedagte. Jy sien waar die Heilige Gees werk, word gebrokenheid herstel. Families word genees, hoop teruggebring, geregtigheid nagejaag en gemeenskappe verander. Die Heilige Gees, en hier is die wonder van dit, werk nie selektief nie. Daar's nie favorites wat hy kies om deur te werk nie. Elke kind van God wat sy nie gebuig het voor Jesus Christus, kom die Heilige Gees en sê, is jy bereid om 'n kandidaat te wees? Ek wil deur jou werk. En ek is so dankbaar dat hy nie favorites het nie, of dat daar 'n sekere kwalifikasie moet wees wat ek moet hê nie. Want ek dink nie ek sou dit altyd gemaak het nie. Ek sou dit nie gemaak het, ek sou dalk nie gekwalifiseer het nie. Maar dan besef ek, dis nie ek wat dit maak nie, dis die bloed van Jesus, wat my kom red het, wat my waardig kom maak het. En dan kom die Heilige Gees op grond van wat Jesus in jou lewe gedoen het, ek wil jou gebruik. Ja, maar ek het hierdie foute en hierdie foute. Ek is duidelik bewus daarvoor, ons gaan met dit ook werk. Is jy 'n kandidaat? Is jy gereed? Is jy gereed om gebruik te word? Kyk, ek is by jou, ek is in jou, ek leef deur jou. Ek wil God se nuwe wêreld, ek wil die atmosfeer van God se nuwe wêreld indra in jou werksplek, in jou huis, in jou straat, in jou verhoudings. Ja, die Heilige Gees maak God se toekomstige wêreld nou sigbaar deur sy mense. Kan nooit bestaan net om dienste te hou nie, ouens. Ons bestaan om mense te beïnvloed, ons werksplek, ons huis, ons kantore, ons families, ons stede, om te lewe vanaf God se koninkryksbeginsels. Mag u koninkryk kom, Here, soos in die hemel, so op die aarde. Daarom het ons al hierdie projekte, Pop-up, 3A, CCM, Hope, Street Store. En terwyl ek nou oor Street Store praat, kan ek net vinnig sê, Street Store is die 30ste Mei, dit begin, hoe laat moet ouens daar wees wat deel van dit wil wees? 9:00, wat deel wil wees? 5:00 die oggend, so opwees 9:00, jy gaan nou nie vir jou gaan klere kies nie, ek glo nie so nie, as jy wil is jy welkom, maar, hier's 'n groot klomp ouens, wat al klaar hand opgesteek het, om te sê, ons wil gaan help. Ek dink, as jy die geleentheid het om te kan gaan, en jy gaan nie, maak jy 'n fout. Want dit gaan baie meer vir jou beteken, as vir die ou wat die klere kry, wat bedien gaan word. God wil sy koninkryk deur jou bring, in mense, en ons vertrou die Here nie, dat iemand warm gaan kry in die winter, want ons nou koud, nou te klere nie. Ons vertrou die Here.
Sy koninkryk sal kom in daai mense se lewe. Ons gaan hulle bedien met die evangelie en ons gaan jou toerus en ons gaan jou help en ons het jou op verskillende plekke nodig, party ons administratief, ander ouens om te bedien, ander ouens om klere uit te deel. Ek wil vir jou vra as jy nog nie ingeskryf het nie, maak seker jy skryf in. Maak seker jy laat nie hierdie geleentheid jou vingers klip nie. Daar's by die infotoonbank 'n plek waar jy kan gaan inskryf, 'n klipbord vir môre waar jy kan inskryf. Brandon het vir my gesê ons kort nog bokse, ons kort hangers en ons kort ouens wat en selfs hier's 'n groot nood wat ons het. Ons het so baie klere gekry, dankie daarvoor. Ons het in hierdie week hulp nodig dat ons daai klere kan begin uitsorteer in grootes, mans, vroue klere en so aan. Ons het jou so nodig om ons te kom help met dit. Sal jy asseblief, as jy kan, net jou naam opskryf, as jy bereid is om te help, ook met dit. Ja, ons dra die atmosfeer van God se koninkryk, wat reeds gekom het, en tot volle openbaring sal kom, in ons huidige wêreld in. Dit het gekom, sy koninkryk, dit is besig om te kom, en dit sal nog eendag ten volle realiseer. Die kerk is nie ontsnapping vir die wêreld nie, dit is God se nuwe wêreld, wat reeds deurgebruik het, soos in die hemel, so op die aarde. Johannes 14:17, ons het daarmee begin met die reeks, as jy hier nie gemis het, sal jy die eerste boodskap van die reeks asseblief gaan luister, dit was die grondlegging, die inleid tot hierdie reeks, dan praat hy van die parakletos, 2 woorde, wat hy daar gee in die Grieks, maar dit kom daarop nie, hy is die trooster, hy is die advokaat, hy is die raadgewer, en daar's klomp ander betekenisse saam met dit, maar is nie net bloot dit nie, ouens. Die Heilige Gees word die fisiese vervang die fisiese afwesigheid van Jesus met sy universele teenwoordigheid. Johannes 14:23, hoor hoe sê hy, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. Nou praat hy van die Heilige Gees wat beloof is, wat die Heilige Gees wat sal gegee word. Jesus sê, ek gaan binnekort weer na julle toe kom, ek gaan julle nie vir lank alleen los nie. En dan sê hy, ek gaan die Heilige Gees stuur, en dan sê hy, en my Vader sal hom lief hê, en dan gaan hy verder, en dan sê hy hierdie woorde, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. En skielik spring Jesus so 'n bietjie, en ek het nie tyd om weer oor dit te praat nie, ons het daaroor gepraat in die begin van die reeks, so 'n bietjie in die hele gedagte van die God, wat 'n drie-enige God is. En dis asof hy skryf hier en sê, Jesus sê, as jy een ontvang, ontvang jy almal. Die Heilige Gees is die manier, dit is God se teenwoordigheid in jou lewe. Die Heilige Gees is die manier waarop die opgestane, triomferende Jesus Christus sy koninkryk hier op aarde oorregeer. So wanneer dit by die Heilige Gees kom, ons het vanmôre begin met 'n spanning, leef ons in hierdie spanningsveld van goed wat al gerealiseer het en goed wat nie gerealiseer het nie. En ek verstaan dit nie, ek het nie eers, ek weet sy koninkryk het gekom, is besig om te kom, sal ten volle kom. En ek verstaan nie altyd al die elemente tussenin nie. Ek verstaan dit nie. Maar ek kan vir jou sê, binne in die reeds gekom, deel van, sy koninkryk reeds gekom, kan ek vir jou vanmôre sê, daar's 'n nuwe skepping wat begin het. Ek kan jou vertel van 'n dag in my lewe, waar die Heilige Gees aan my hartsteer kom klop het, en vir my gesê het, jy kan nie sonder God nie, jy het 'n redder nodig. Ek kan jou vertel hoe ek my hartsteer vir die Here oopgemaak het, ek kan jou vertel hoe hy my lewe kom verander het, ek kan jou vertel hoe hy my kind van God gemaak het, ek kan jou vertel in die reeds gedoen, hoe dat die Heilige Gees kom woning maak het in my lewe, ek kan jou vertel hoe dat ek sy stem gehoor het, ek kan jou vertel hoe dat ek gehoor het, hoe hy my roep, hoe hy met my praat, hoe hy my lei, ek kan jou vertel van oomblikke van bonatuurlike bekerings wat ek gesien het, bonatuurlike bekerings, ek praat van as 'n tienerseun, praat nie eens van as 'n pastoor nie, bonatuurlike bekerings wat ek gesien en beleef het, kragdadig. Ek kan jou vertel van bonatuurlike genesings wat ek as 'n jong tienerseun gesien het. Ek kan jou vertel van 'n kragtige werking in my lewe, wat ek gesien het, eerstens beleef, ervaar het. Maar ek kan vir jou ook vertel van die nog nie ervarings in my lewe. Ek kan vir jou vertel vandag, dat die koninkryk het gekom, is besig om te kom, en hy sê sy volle openbaring nog hê, en iewerste daarin, kan ek jou vertel van my intense oomblikke met God, met die Heilige Gees.
Maar ek kan jou ook vertel van droogte in my lewe. Ek kan jou vertel hoe ek op 'n plek gekom het van totale uitbranding. Waar ek gewonder het, waar is God? Ek kan jou vertel van oomblikke van krag in my lewe. Maar ek kan jou ook vertel van oomblikke van stilte. Ek kan jou vertel van sekerheid, waar ek met soveel oortuiging opgestaan het, en ek moet nie so hard slaan nie. Hierdie skouertjie. Sekerheid. Maar ek kan jou ook vertel van twyfel en teleurstellings in my eie lewe. Ek kan vir jou vertel van hoe ons ingestap het en vir 'n man wat in 'n hospitaalbed gelê het. Familie, dokters het laat weet die familie moet kom, hulle moet kom groet. Ek vertel hoe ons as 'n jong groepie tieners gestaan het om daai bed. En terwyl die familie groet het ons gevra kan ons 5 minute kry en ons het 'n gebed gedoen. Ek sal nooit vergeet die gebed was: Here, ons is nie hier vandag om Kobai te sê nie. Ons is hier om oorwinning in die naam van Jesus aan te kondig. Amen. Dis al wat ons gebid het. Ek kan jou vertel hoe daai ou die volgende dag ontslaan is uit die hospitaal uit, nadat hy 12 tot 24 ure gegee is om te leef. Maar ek kan jou ook vertel van my vriendin, my en Antoinette se vriendin, terloops Antoinette is by 'n vroue konferensie waar sy die spreker is vanmôre. Ek kan jou vertel hoe dat ons elke dag by haar bed in Somerset West gestaan het. En ons het gesien hoe sy elke dag mader word, sieker word. Sy was lief vir die Here, lief vir die werk van die Heilige Gees. Ek kan jou vertel hoe ek haar begrawe het. En hier lê die spanning van, ek weet nie hoe alles daar werk nie, maar wat ek weet is, ek is nooit alleen nie. Hy het my gered, hy het jou gered. Heilige Gees is die waarborg daarvan, sy koninkryk het reeds gekom. Hy roep ons om te leef, om God se nuwe wêreld bekend te maak en te sê, soos in die hemel, so ook op die aarde, om sy koninkryk te vestig hier op aarde. En as ek terugdink in my lewe, in die tye van droogheid, in die tye van teleurstelling, tyd van uitbranding in my lewe, dan weet ek, dit was net 'n gevoel. Hy was eintlik al die tyd daar. Maar dit het nie altyd vir my so gevoel nie. Want hy sê, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En as niks wat ons uit sy hand uit kan pluk nie. Sy koninkryk het gekom, is besig om te kom, het sal ten volle kom en realiseer. Romeine 8 wil vir ons uiteindelik sê, die Gees wat nou in ons woon, is die waarborg, dat die hele skepping eendag herstel sal word, en dat ons liggame uit die dood opgewek sal word. Karel, julle kan kom. Ons gaan nie hierdie lied sing nie. Ons gaan hierdie hele lied sing. Ons gaan nie hierdie lied sing nie. Nou gaan ek presies weet. Ek gaan nou die kerkmense wat lank kom, gaan ek identifiseer. Tuka, van Tuka af. I found a new way of living. I found a new life divine. I have the fruit of the Spirit. I am abiding in the vine. Ou lied, onthou. En terwyl ek hierdie preek voorberei, begin ek om so met kop net weer te sing. I found new way of living. New life divine. Wonder of jy weet, die voorreg wat jy het as kind van die Here. Maar ek bid dat jy attent sal wees daarop, op wat die Heilige Gees wil doen in jou lewe. Want hy gaan nie by jou wil verbygaan nie. Hy gaan in jou wil werk. En jy het nodig om te sê, ek is 'n kandidaat. Gebruik my. Jy het nodig om te sê, Here, laat die koninkryk kom in my lewe. Jy het nodig om te sê, hier is ek, Here. Gebruik my.